Kom ons berei onsself voor vir ons ontmoeting met die Here. En ons sing Psalm 81, ons gaan daarvan sing verse 1 en 2. Psalm 81, verse 1 en 2. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en van sy Seun Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam tot lof van die Here, Psalm 146. Prys die Here met blye galme, o my siel. Daar's ryke stof. Ek sal solank ek leef my psalme vrolik toewy aan sy lof en hom wat sy guns my bied altyd groot maak in my lied. Ons sing Psalm 146 verse 1, 4 en 8. Kom ons bely nou saam ons geloof. Ons doen dit vanoggend aan die hand van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Kom ons luister nou na die wet van die Here. Ons doen dit vanoggend aan die hand van Deuteronomium 5 vanaf vers 6. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring, dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of jou man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê, en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons antwoord op die wet van die Here deur saam te sing Psalm 86. Ons gaan daarvan sing verse 1 en 8. Psalm 86 verse 1 en 8.
Kom ons bid saam. Vader wat in die hemel is, soos ons dit nou gesing het, soos ons dit nou bely het ons U ontferming nodig, het ons U genade, U liefde so nodig. O Here, ons weet dat ons swaar en gereeld teen U wet oortree. Dat ons die sonde lief het en dat ons dit wat reg is eintlik haat, dat ons dit nie doen van nature nie. Here, wil U self vir ons ontferm, wil U ons gebed verhoor as ons smeek om U genade, as ons smeek dat U ons dit sal vergewe, want ons weet dat ons dit nie verdien nie. Ons weet daar is geen verdienste wat ons van ons kant af kan doen om U genade en U ontferming te ontvang nie. Maar Here, U goedheid is oneindig. Daarom kan ons tot U nader, daarom kan ons tot U bid. Wil U ons vergewe? Wil U gee dat ons die ou mens sal agterlaat en elke dag sal opstaan in die nuwe, dat ons sal doen dit wat U ons beveel. O Here, ons het die wet vandag weer gehoor, en as ons dit hoor, dan besef ons hoe ver ons tekort skiet. Gee dat ons sal ophou om op ons eie kragte te probeer staat maak, om op ons eie krag te probeer bou, maar dat ons in gehoorsaamheid sal luister na U stem, dat ons sal doen dit wat U van ons verwag. Gebruik ons daar ook as instrumente in U hand, om te doen en te luister en te getuig. Want o Here, hierdie wêreld is so duister, daar is soveel dinge wat op 'n daaglikse basis die eer van U af probeer wegsteel. Gee dat ons nie daarin sal gehoor gee nie, maar dat ons slegs ons afhanklikheid aan U sal probeer bewys, dat ons sal doen soos wat ons moet. O Here, ons bid vir hulle wat die afgelope tyd langs grafte moes staan, hulle wat moes afskeid neem van geliefdes, hulle wat hartseer is, hulle wat gebroken is van hart. Wil U daar genees, wil U daar troos, wil U self die trane afdroog, wil U die besef weer gee dat die dood maar 'n deurgang is, dat daar geen angel meer is nie. Gee dat ons U troue teenwoordigheid sal ervaar, dat ons sal weet U is met ons elke dag van ons lewe, selfs al gaan dit ook hoe swaar, selfs al verlang ons ook hoe erg, kan ons weet dat U met ons is. Here, gee dat wanneer ons met die woord besig is, dat ons suiwer daarmee te werk sal gaan, dat ons werklik altyd sal hoor, so sê die Here, Here. Gee ook dat daar waar die woord vandag verkondig word, U kinders die insig sal hê om dit te verstaan, dat ons U woord sal hoor, en dat ons die vrugte sal dra van 'n gesonde boom, 'n boom wat in U geanker is. Ons bid al hierdie dinge, want ons weet U het vir ons die Seun gegee, as ons verlosser en ons saligmaker. Amen.
Geliefdes, ons lees vanoggend saam vanuit Deuteronomium 6. Ons gaan die hele hoofstuk daarvan lees, dan gaan ons ook kyk na dit wat ons bely in die Heidelbergse Katekismes Sondag 34. Deuteronomium 6 vanaf vers 1 en ek lees dit voor vanuit die 83-92 vertaling. Dit is die wet, die voorskrifte en die bepalings wat die Here julle God my beveel het om vir julle te leer, sodat julle daarvolgens kan lewe in die land wat julle in besit gaan neem. So sal jy die Here jou God jou lewe lang kan dien en gehoorsaam wees aan sy voorskrifte en gebooie wat ek jou gegee het, jy en jou hele nageslag, en dan sal jy 'n lang lewe hê. As jy luister Israel, en as jy gehoorsaam is en lewe volgens my gebooie, sal jy verspoedig wees en uitermate baie word in die land wat oorloop van melk en honing. Dit is wat die Here, die God van jou voorvaders, jou beloof het. Luister Israel, die Here is ons God, hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel, met al jou krag. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande en jy moet 'n merk op jou en dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkusyn en op jou stadspoorte. Die Here jou God sal jou bring in die land waarvan hy met 'n eed aan jou voorvaders Abraham, Isak en Jakob beloof het om vir jou groot en mooi stede te gee wat jy nie gebou het nie, huise vol voorrade waarvoor jy nie gewerk het nie, putte wat jy nie uitgekap het nie, wingerde en olyfboorde wat jy nie geplant het nie, en jy sal kos in oorvloed hê. Maar sorg dat jy nie van die Here vergeet wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het nie. Jy moet die Here jou God eer en dien en net in sy naam 'n eed aflê. Jy mag nie ander gode aanhang nie, ook nie gode van die volke in jou omgewing nie, want die Here jou God is onverdeelde trou aan hom. Hy is by jou en as jy ander gode aanhang, sal sy toorn teen jou ontvlam en hy sal jou van die aarde af wegvee. Julle mag nie die geduld van die Here julle God op die proef stel, soos julle dit by Massa gedoen het nie. Julle moet die gebooie van die Here julle God, sy verordeninge en sy voorskrifte wat hy jou gegee het, stiptelik gehoorsaam. Doen wat reg is in die oë van die Here, sodat dit goed kan gaan met jou en dat jy die goeie land wat die Here met 'n eed aan jou voorvaders beloof het, kan ingaan en in besit neem, dat jy al jou vyande kan verdryf, soos die Here beloof het. Wanneer jou seun jou in die toekoms vra, wat beteken die verordeninge en voorskrifte en die bepalings wat die Here ons God vir u gegee het, moet jy hom antwoord: ons was in Egipte die Farao se slawe, en die Here het ons daar deur sy magtige dade bevry, toe hy voor ons oë tekens en groot wonderdade gedoen het en rampe oor Egipte laat kom het, oor die Farao en sy hele huis. Maar vir ons het die Here daarvandaan laat wegtrek om ons in hierdie land te bring en dit vir ons te gee, soos hy aan ons voorvaders met 'n eed beloof het. Die Here het ons beveel om volgens al hierdie voorskrifte te lewe en om die Here ons God te dien, sodat dit altyd goed kan gaan met ons en sodat ons kan bly lewe soos dit nou die geval is. Ons sal die wil van die Here ons God doen as ons hierdie hele wet in sy teenwoordigheid gehoorsaam en daarvolgens lewe soos hy ons beveel het. Ons lees tot sover. Kyk ons ook na dit wat ons bely in Sondag 34 van die Katekismes. Ek gaan lees
van vraag en antwoord 93 af. Hoe word hierdie gebooie ingedeel? In 2 tafels, waarvan die eerste in 4 gebooie ons leer hoe ons teenoor God moet gedra, die tweede in 6 gebooie, wat ons aan ons naaste verskuldig is. Wat gebied God in die eerste gebod? Ek moet ter wille van my siele heil, alle afgoderry, towery, waarsêery, bygeloof, aanroeping van die heiliges of ander skepsels vermy en daarvan wegvlug. Ek moet die enige ware God reg leer ken, hom alleen vertrou, my slegs aan hom met alle nederigheid en geduld onderwerp en van hom alleen alle goeie dinge verwag. Ek moet hom met my hele hart lief hê, vrees en eer. Sodoende sien ek eerder van alle skepsels af, as om in die minste teen sy wil te handel. Wat is afgoderry? Dit is om in die plek van die enige ware God, wat hom in sy woord geopenbaar het, of naas om iets anders uit te dink, of te hê waarop jy jou vertroue stel. Ons lees tot sover. Kom ons sing nou weer saam, Psalm 99, ons gaan daarvan sing, verse 1, 3 en 5, Psalm 99, verse 1, 3 en 5. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, vanoggend begin ons met 'n reeks wat handel oor die wet, oor die 10 gebooie. En daar's baie vrae wat deesdae gevra word, hoekom moet ons vandag nog die wet lees? Hoekom moet ons dit elke Sondag hoor? Is dit nie nou maar net 'n stel reëls wat die kerk vir ons wil gee, waarna ons onsself moet hou nie? Ons is mos vry in Christus. Broers en susters, daarom is dit baie belangrik dat ons weer opnuut mooi gaan kyk wat die wet vir ons leer. Hoe die Here homself in die wet aan ons openbaar en wat die bedoeling daarachter is. Geliefdes, in die teks wat ons vanoggend saam gelees het, in Deuteronomium 6, dit wat in die Hebreëus bekend staan as die Shema, is daar baie bevele wat aan die volk gegee word. Hierdie gedeelte, hierdie Deuteronomium 6, is vandag nog vir die Jode 'n baie belangrike deel. Dit is vandag nog iets waarin hulle vasklou. En die kort en die lank daarvan is die Here wat homself aan die volk openbaar, weer eens dit bevestig. Hy is hulle God en hulle is sy volk. Die Here gee vir hulle hierso opdragte terwyl hulle besig is om deur die woestyn te trek. En hy sê vir hulle, jy moet volgens my gebooie lewe, jy moet my dien, jy moet my met hart en siel lief hê, en aan die waarskuwing, bly weg van die afgode. Geliefdes, maar hierdie bevele, hierdie gebooie, hierdie wet, dis nie iets wat maar net sommer uit die lug uitval nie, dis nie iets wat maar uit die bloute gebeur nie, dit gebeur nooit sonder rede nie. Die Here gee nooit bevele en opdragte sonder 'n rede nie. Daar is altyd 'n rede en wanneer ons reg deur die Bybel kyk, kan ons dit sien. Die rede waarom die Here bevele en opdragte gee, is altyd gegrond op iets wat hy gedoen het. Sy opdragte is altyd in die vorm, altyd volgens die patroon van, ek het vir jou dit of dit gedoen, daarom verwag ek dat jy op 'n sekere manier sal lewe. En reg deur ons teks sien ons dat die Here redes gee waarom die volk hom moet lief hê, hom moet eer en wegbly van afgode. Ons kan na die redes kyk. Eerstens sê hy is die God van Israel, hy is die enigste Here. Daar is geen ander nie. Boonop is hy die God wat vir Israel as syne geneem het, die volk gekies het om syne te wees, hulle is nou sy eiendom. Nie net Israel nie, want ons weet ook daar's ander wat by die volk ingelyf is. En dan sê die Here, hy het hulle bevry, hy het hulle vanuit die slawerny van Egipte met wonderdade uitgered, sodat hulle kon wegtrek.
En geliefdes, ons is vanoggend hier om die nagmaal te vier. En ons almal weet waaroor dit gaan, dat die Here sy kinders reg deur die eeue ook van sondeslawerny bevry het. Dit alles in Jesus Christus. Want ons ken onsself, ons weet dat ons almal slawe van die sonde was, en dat ons soos die volk in die woestyn, deur woestyn omring was, is ons ook met sonde omring. En soos wat 'n mens in die woestyn vinnig sonder kos, sonder water sal vergaan, was ons op die punt om te kom van ellende, ewige verdoemenis. En Jesus Christus het dit aan die kruis kom wegneem, dit wat ons vandag ook weer hier herdenk. En dan wys die Here vir die volk op die hoeveelheid seëninge wat hy vir hulle gee, wat hulle alles onverdiend kry. Hy wys hulle op huise vol voorrade waarvoor hulle nie gewerk het nie, putte wat hulle nie uitgekap het nie, wingerde, olyfboorde wat hulle nie geplant het nie. Kos in oorvloed waarvoor hulle nie die kleinste hoeveelheid gewerk het nie. En dan weet ons ook in die woestyn hoe die Here sy volk versorg, hoe hy vir hulle, wanneer dit nodig is, water gee, hoe hy vir hulle kos gee, manna en kwartels. Alles wat hulle nodig het, sodat hulle eintlik floreer, dat dit goed gaan met hulle. Alles onverdiend. En dan eis die Here dat hy alleen gedien sal word. Daarom sien ons dat hierdie opdragte wat die Here gee, dis nie sommer net opdragte wat hy gee nie, dis nie sommer net nie, daar is 'n baie spesifieke doel daarmee, en hy hoef homself aan geen mens te verduidelik nie. Maar omdat hy hulle genadig is, omdat hy vir hulle alles gee wat hulle nodig het, en nog meer, daarom wys hy hulle op hierdie dade van hom, wanneer hy die opdragte en die bevele gee. Op grond van sy liefde, van sy trou, eis hy dat die volk hom ook lief sal hê en getrou sal wees teenoor hom. En ons, soos ons ook in die teks gehoor het, beveel God sy kinders om op 'n besondere manier aan hom eer en trou te wys. Wees my gehoorsaam en kom my gebooie na. Ons sien die beklemtoning daarvan wanneer die Here vir die volk sê die wet moet heeldag by hulle bly, van die oggend tot die aand. Wanneer hulle op reis is, wanneer hulle by die huis is, hulle moet hulle kinders daarvan vertel. Hulle hart, hulle lewe moet daarvan vol wees. En dan lê die teks klem op spesifiek die eerste gebooie. Die eerste gebod, dit wat ons ook gelees het in Deuteronomium 5, wat ons ook in Exodus 20 vers 3 kry. Jy mag geen ander God behalwe die Here aanhang nie. Geliefdes, hierdie gebod het 'n positiewe en 'n negatiewe kant. Ons kan sê daar word iets gebied en iets verbied, iets gesê wat ons moet doen en iets wat ons nie mag doen nie. Aan die positiewe kant sê die Here vir ons, ons moet hom lief hê met hart en siel, met al ons kragte. Nou is maklik om dit te sê, maar hoe doen ons dit? Hoe het ons die Here ons God lief met hart en siel en met al ons kragte? Die Here gee daarvan ook 'n openbaring. Ons bely dit ook in die katekismes. Ons moet hom reg leer ken. Ywerig sy openbaring opsoek. En dan weet ons dat die Here vir ons die algemene openbaring, die skepping gegee het, dat ons hom kan sien. Maar om spesifiek die besondere openbaring, sy woord, te bestudeer, dit sonder ophou daarmee besig te wees. Waarom is dit ook so belangrik dat ons hierso in die erediens by mekaar sal wees, of in Bybelstudies, of wanneer ons katekisasie bywoon, want daar leer ons die Here ken. Dan gaan dit nog verder, dan beteken dit dat ons ook op hom alleen sal vertrou. Ware vertroue lê daarin dat ons weet dat God
oor alles regeer en dat alle dinge in ons lewens volgens sy volmaakte raadsplan werk. Dat ons weer opnuut sal besef dat God ons beloof het dat hy ons sal beskerm en dat hierdie beskerming en hierdie versorging die rigsnoer van ons lewe sal wees. Dat ons nie so vasgevang sal word in ons huidige omstandighede as dit met ons mag swaar gaan nie, maar dat elke dag ons sal weet dat die Here daar is, dat ons op die Here kan vertrou. Nou moet ons in nederigheid en in geduld ons aan God onderwerp. Nou die woord onderwerp kan vir ons eintlik bietjie van 'n vreemde gedagte wees, maar iemand wat homself onderwerp is 'n onderdaan van 'n koning. Dit is iemand wat toegee aan die groter mag van die koning, wat besef dat die koning oor hom heers en wat gehoorsaam is aan dit wat die koning bepaal. En dan het ons gepraat van nederigheid. Nederigheid is om te besef dat ons nie belangriker is as God nie, dat God alles oortreffend is. Geliefdes, en dan kan ons alle goeie dinge van God verwag. Soos wat ons reeds gehoor het, alles wat ons het, ons kos, ons klere, alles wat ons het, kom van God af. Ons ganse versorging. Maar wanneer dit gaan oor alle goeie dinge, dan gaan dit oor meer as dit wat ons hier het, meer as die fisiese. Want in Jesus Christus het die Here vir ons meer gegee as wat ons ooit kan verdien, as wat ons ooit kan verwag. Hy gee vir ons die ewigheid, hy gee vir ons in Jesus Christus die ewige lewe. Maar wat dan van die negatiewe kant? Wat verbied God in die eerste gebod? Hy verbied dat ons ander gode sal aanhang. Hy sê, bly weg, vlug weg van ander gode. Nou wat is afgoderry? Ons het dit in die katekismes gehoor, dit is om in die plek van die enige ware God, wat hom in sy woord geopenbaar het, of naas hom iets anders uit te dink, of te hê, waarop jy jou vertroue stel. My volk in die woestyn het hierdie baie goed verstaan, bly weg van die gode van die omringende volke, want al die volke, en ook in Egipte het hulle hierdie gesien, hulle het verskriklike gode gehad, en dan sê die Here, bly weg van hierdie valse gode, want hulle het gesien hoe ander volke hulle vertroue op hierdie gode stel. Maar ons weet, in daai omgewing, in daai tyd, was daar 'n absolute veelgodendom. Daar was 'n God van die lug, 'n God van die son, 'n God van die water, 'n God van die see. Elke aspek van die mense lewe het 'n God gehad. En dan sê die Here, nee, ek is die enigste. Daai woord kan ook vertaal word met ek is een. Nou sê die Here, bly weg hiervan, vertrou op my dat ek julle alles sal gee wat julle nodig het. Broers en susters, vandag nog is daar baie godsdienste in ons eie land, word daar geroep dat alle godsdienste maar gelyk is en dat almal maar dieselfde paadjie of die verskillende paadjies by dieselfde berg op is. Maar geliefdes, ons hoor dit vandag nog. Die Here beveel vir ons, bly weg van ander afgode. Daarom moet ons sê, ek is 'n gelowige. Ek het niks te doen met ander godsdienste nie. Maar geliefdes, afgode is nie net in ander godsdienste nie. Dis nie net in die Hindoeïsme of in Islam waar ons afgode kry nie. Ons het ook ander afgode wat ons in hierdie lewe ervaar. Ons weet van verskeie denkwyses wat 'n afgod kan wees. Ons kan ons eie afgode skep, ons soek na eer, ons gejaag na genot en plesier, materialisme, ons soek na geld, die eie ek wat so belangrik is, wat status moet hê. Geliefdes, hierdie is alles verfynde forme van afgoderry. Dit word in dieselfde lig as afgoderry gesien. Ons sien ook hoe die katekisme 'n lys van sekere goed maak. Hy
gepraat van towery. Dit is 'n poging om 'n bonatuurlike effek op jou lewe te kry. Gewoonlik tot jou voordeel of tot die nadeel van iemand anders. Geliefdes, so iets maak 'n bespotting van die raadsplan van God. Probeer dink dat ons in God se raadsplan kan inmeng. Dan word daar ook gepraat van waarsêery. En hiermee het ons hiervan dra ons baie kennis. Ons weet van die sterre voorspel of toekomsvoorspellers of enige iets wat sinnelose oorverblindery is, wat die eintlik maar okkulties is, wat probeer om kennis oor die toekoms te verkry. Geliefdes, slegs God weet wat in die toekoms gaan gebeur. Daarvan moet ons ook wegbly. En dan weet ons van bygeloof, 'n gelukbringer of sekere tipe handelinge, as ek op 'n sekere manier iets doen, dan sal dit met my goed gaan. Ons sien dit veral by sportmanne. Geliefdes, niks wat ons doen kan ons geluk, of geen ritueel wat ons doen, kan ons geluk verander nie. En dan lees ons van die aanroeping van heiliges of ander skepsels, en hierdie is veral 'n Rooms-Katolieke gebruik, die gedagte dat mense wat 'n voorbeeldige lewe gelei het, tot heiliges verklaar kan word, en dan word hierdie mense vereer, en daar word tot hulle gebid, want daar word geglo dat hierdie mense vir ons by God kan intree. Ons sien dit ook in die Afrika godsdiens met hulle voorvaderverering. Geliefdes, hierdie is niks anders as afgodery nie. Maar, weer eens, dis nie net in die Afrika godsdiens of in die Rooms-Katolisisme wat ons dit sien nie, ook in ons eie lewe kan ons dit sien. Kan ons dit sien as ons 'n spesifieke buitengewone aanhang van 'n persoon het. En dan kan dit enigiemand wees, 'n politikus, 'n sportster, jou ma, jou pa, jou broer of jou suster, enige iemand wat die middelpunt van jou lewe word, wat nie God is nie, kan jou afgod word. Geliefdes, hier is in hierdie gedeelte 'n baie ernstige waarskuwing. As jy jouself besig hou met afgodery, dan sal die toorn van God in jou ontvlam. En geliefdes, dan weet ons die volk in die Ou Testament wat hierdie waarskuwing gehoor het, keer op keer het hulle gegaan en hulle het afgode gaan dien. En dan weet ons wat met hulle gebeur. Hulle word gestraf met oorlog, met droogte, met peste. Hulle word later weggevoer in ballingskap. Hulle word die 10 stammeryk Israel word heeltemal vernietig as gevolg van hulle afgodery. Hulle gaan in ballingskap, hulle kom nooit weer terug nie. En dan Juda, die 2 stammeryk, leer nie by hulle broers nie, leer nie by Israel nie. Hulle word ook in ballingskap weggeneem. En net 'n handjievol keer terug. Net 'n handjievol keer terug na eie land. Alles ter wille van die verbondsbelofte dat Jesus Christus uit die stam van Juda gebore sou word. Geliefdes, ons kan dus sien dat afgodery nutteloos is. Dit lei tot die dood. Maar broers en susters, God is ons vandag nog getrou. God beskerm sy kerk, waarvan ons deel is, teen hierdie nuttelose daad wat tot die dood lei. In die plek van afgodery, gee hy vir ons 'n lewende verhouding met hom, wat tot die ewige lewe lei. 'n lewende verhouding met hom, sodat ons hom kan leer ken, dat ons hom kan lief hê, dat ons onder sy leiding, onder die leiding van sy gees lewe. Dan sien ons ook die versorging, die voorspoed, wat die Here vir ons gee, as tekens van sy genade. En ons besef, die betekenis van die lewe is 'n verhouding met hom. Geliefdes, daar is vir ons 'n skat in die hemel, wat groter, ryker is as die grootste seën wat hierdie aarde sal kan gee. En dit herdenk ons ook vandag weer hier aan die nagmaalstafel.
In die plek van afgoderry, in die plek van afgode, gee die Here vir ons die ware, sondelose lam, wat vir ons geslag is. Daarom laat ons in gehoorsaamheid en oorgawe aan God gehoor gee aan dit wat hy sê. Laat ons wegbly van afgode. Laat ons hom alleen aanbid. Laat ons lewens vul met liefde en met eerbied aan God. Amen. Kom ons gaan nou oor tot die vier van die heilige nagmaal. Daarvoor lees ek ook die formulier van die heilige nagmaal. Geliefdes in die Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos die apostel Paulus dit vir ons beskrywe in die 1 Korintiërbrief. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het en nadat hy gedank het, dit gebreek het en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal reg en troostryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Die ware selfondersoek bevat hierdie 3 hoofpunte. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars en waarsêers en die wat in hulle glo, godslasteraars en skeermakers in kerk en staat, mynediges en ongehoorsaames, moordenaars en twissoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. Tog kom ons nie na die nagmaal, omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie, inteendeel, ons kom juis omdat ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke, gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en tot ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en begeer opreg om volgens die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra sodat ons
nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel, sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespyker om die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem om ons met sy seun te vervul. Hy het helse pyn en smart en bange Godverlatenheid gelei toe hy uitgeroep het: my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Eindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genadeverbond bekragtig met die woorde: dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, word die tekens van brood en wyn telkens weer 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed as wat ons die brood en die wyn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy Gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genadeverbond behoort. En elke maal as ons nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die Lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkome versoening van al ons sondes, en hy het vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende Gees verwerf wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde Gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam. Omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam. Daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy Gees ons daartoe help. Amen. Laat ons nou eers voor God verootmoedig en hom gelowig om sy genade aanroep. Ons barmhartige God en Vader, ons dank U dat ons die troostryke gebeurtenis van U Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid U, gee deur die Heilige Gees opregte vertroue in ons hart om ons al meer aan U Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop word en nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is en ons U kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons Heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God, en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Kom ons sing nou Psalm 23 vers 3, terwyl die tafel vir ons reggemaak word. Psalm 23 vers 3. Verhef u harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die hemelse Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk, as wat u die tekens van brood en wyn tot sy gedagtenis ontvang. Met hierdie woorde word u dan uitgenooi om te kom aansit aan die tafel van die Here. Op pad na die tafel sing ons Psalm 116 vers 1. Die brood wat ons breek, is ons gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is ons gemeenskap met die bloed
van Christus. Neem, drink, gedenk en glo dat sy kosbare bloed vir ons vergiet is, tot volkome versoening van al ons sondes. Luister na my, julle wat wil reg doen, julle wat na die wil van die Here vra, dink aan die rots waaruit julle gekap is, aan die klipgroef waaruit julle gegrawe is. Dink aan Abraham, julle voorvader, aan Sara wat vir julle in die wêreld gebring het. Ek het Abraham geroep toe hy kinderloos was en ek het hom geseën en hom 'n groot nageslag gegee. Nou gaan die Here hom oor Sion ontferm. Hy gaan hom oor al die pynhope daar ontferm. Hy gaan die woestyn gedeeltes maak soos Eden, die barre wêreld soos die tuin van die Here. Daar sal vreugde en blydskap in Sion wees. Daar sal gedank en gesing word. Luister na my, my volk. My volk, gee aandag aan wat ek sê. My onderrig sal uitgaan na die volke toe. My wil sal vir die nasies die koers aanwys. Die redding wat ek bring, kom baie gou. Die verlossing wat ek bewerk, is op pad. Ek self regeer oor die nasies. Die eilande wag op my. Hulle wag dat ek my laat geld. Kyk op na die hemel, kyk na die aarde hieronder. Die hemel sal soos rook verdwyn. Die aarde sal word soos ou klere en almal wat daarop woon sal doodgaan soos muggies. Maar die verlossing wat ek bewerk sal vir altyd wees. Die redding wat ek bring sal altyd bly. Kom ons sing nou aan tafel Psalm 116 vers 2 en as ons terugbeweeg na die banke vers 3. Psalm 116 vers 2 en vers 3. Daar is nou weer geleentheid om te kom aansit aan die tafel van die Here. Op pad sing ons vers 4 van Psalm 116. Die brood wat ons breek is ons gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat ons Here Jesus se liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is ons gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit, gedenk en glo dat ons Here Jesus se kosbare bloed vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Luister na my, julle wat doen wat reg is, volk wie se hart my wet is. Moenie bang wees vir die spot van mense nie, moenie skrik as hulle julle beledig nie. Hulle is soos lap wat deur motte gevreet word, soos wol wat deur vismotte verniel word. Maar die redding wat ek bring sal vir altyd wees, die verlossing wat ek bewerk sal daar wees vir elke geslag. Gryp in, Here, gryp in, toon die mag, u krag. Gryp in soos in die ou tyd, soos tye lank gelede. Is dit dan nie u wat vir Rahab verslaan het nie, wat die seemonster deurboor het nie? Is dit nie u wat die see, die groot diep waters, laat opdroog het nie? U wat op die seebodem 'n pad gemaak het, sodat die wat verlos is kan deurgaan nie? Die wat deur die Here verlos is, sal terugkeer. Hulle sal juigend in Sion aankom. Hulle sal altyd straal van blydskap. Hulle sal vol vreugde en blydskap wees. Ellende en smart sal verdwyn. Ek is die Here. Ek bring uitkoms vir julle. Hoe is dit dan dat jy bang is vir 'n sterflike mens, vir 'n mens wat so maklik vergaan soos gras? Ek is die Here jou God. Ek laat die see onstuimig word, ek laat die golwe druis. Sy naam is die Here, die Almagtige. Kom ons sing nou saam aan tafel vers 5 van Psalm 116 en as ons terugkeer verse 6 en 7. Psalm 116 vers 5 aan tafel en vers 6 en 7 as ons terugkeer na die banke.
Geliefdes, omdat die Here ons met die hemelse brood verkoop het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam loof en prys met die woorde: Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid, want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het self sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig, van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Ons barmhartige God en Vader, ons dank U en ons loof U, dat U die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekragtig. Ons dank U dat U U enige gebore seun geskenk het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank U vir die ware geloof, waardeur ons deel kry aan die offer van U seun. Ons bid U, laat deur die werking van die Heilige Gees die verkondiging van die dood van ons Here ons daagliks laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus, om sy naam ontwil. Amen. Daar is nou geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Broers en susters, ons sing nou ten slotte saam Skrifberuiming 2-2, ons gaan sing verse 1 en 2. Die Here is God, 'n een Geheer, die Here is God en niemand meer, erken dit alle volke, van waar die sonlig smorens blink, tot waar dit in die purper sink van sag deurglanste wolke. Die Here is God, want hy formeer die dag en nag, wat wend en keer na sy verordeninge. Hy bring die heil en onheil voort, hy wil luister na sy almagswoord. Die Heer doen al die dinge. Skrifberuiming 2 verse 1 en 2. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees sal met u wees. Amen.